En 'n lekker, heerlike oggend vir jou. Ek hoop regtig jy het 'n goeie naweek gehad. Julle luister gou hierso. Hier's nou iets wat my lekker aan die dink het. 1 Korintiërs 15 vers 58 sê: Wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig. Dis wat Paulus in die Korintiërs skryf. En nou staan ek bietjie stil by hierdie standvastigheid, onwankelbaarheid. En ek het net hierdie gedagte by my wat wonder, wanneer is 'n mens nou standvastig, wanneer is 'n mens onwankelbaar, en wanneer is jy nou doodgewoon sommer net hardkoppig? Baie jare terug sê iemand hierdie woorde, en ek sal dit onthou vir die res van my lewe, vir altyd, want dit kom kort by my op. Don't let foolish pride get in the way of common sense. Ek op skool was, lees ons die verhaal van Bartnell. En ja, Bartnell het alles verloor en. En dan eindig hierdie boek so, hy lees die laaste paragraaf lees so. En nou het hy uiteindelik alles. Net vir my, Bartnell, sal hulle nooit kry nie. Julle partykeer is ons so hardkoppig en eie sinnig en wil ons eie ding doen, dat ons vergeet hierdie ding. Wat is die gees wat binne in my en jou as kind van God behoort te heers? Nee, ek sê nie, jy moet jou laat oorstoot en sommer maar net 'n softie wees. Dis wat ek sê nie. Jy moet in elk geval standvastig, onwankelbaar, betroubaar wees. Daar is die volgende woord. Maar hardkoppigheid is iets wat die duiwel in 'n ou se hart kom plaas, wat jou absoluut beroof van die heerlikheid van kameradie, nie net met God nie, maar ook met jou medemens. Here, help ons om die verskil tussen hardkoppigheid en standvastigheid te ken, te verstaan en die regte een toe te pas. Amen. Jy moet 'n baie lekker dag hê. Bye bye.